Rondom Jerusalem is daar berge. So is die Here rondom elkeen wat hom liefhet. Amen. Liewe gemeente, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragvolle werking en teenwoordigheid van sy Heilige Gees by ons vanmôre. Amen. Ons gaan die Here saam loof vanmôre. Ek dink ons het al klaar begin om hom te loof. Nou is ons in daai moment, kom ons bou daarop voort. En dan sing ons uit lied 501. Sing ons die 2 verse saam. Ek het toe wilde storms gewoed het, diep onder vaste rots gevind. Die woord wat my van rampe behoed het. God is my Vader, ek is sy kind. Kom ons sing dit tot eer van die Here. Ons maak die woord van die Here vanmôre oop by Genesis hoofstuk 32. Ons gaan vanaf die 22ste vers daar saam lees tot aan die einde van daar, of net so kort voor die einde van daardie hoofstuk tot by vers 31, vers 22 tot 31, voordat ons dit waag. Kom ons word 'n paar oomblikke stil. Ons vra dat die Here met ons uit sy woord sal praat vanmôre. Hemelvader, ons is honger na u stem, gretig om te hoor wat u vanmôre vir ons wil kom sê. U is ons lewensaar, u is die nuwe asemteug. Sonder u sal ons verdor en doodgaan. Daarom wil ons honger by u kom stil en vra, Here, kom praat met ons vanmôre. Met ons as een enkele mens, maar ook met ons as 'n gemeente en as 'n gemeenskap. Kom wys ons u pad en u plan met ons lewe. Rig ons op u wil. Breek u woord vir ons oop, Here, sodat ons u wil daaruit kan hoor en die honger wat hier in ons is gestil kan word, dat die lewende water wat ons drink vir ons strome lewende water sal uitbring, wat ons ewige dors les. Ons wil klei in u hande wees, want u is ons pottebakker. Ons wil gevorm word deur u Gees, en ons weet vanmôre is so 'n geleentheid waarin u met ons kan besig wees. Here, gee dat al my aandag gefokus sal wees op dit wat u vir my wil sê deur u Gees. Help my om te hoor. U kinders luister. Amen. Vriende, die woord van die Here kom dan vanmôre na ons toe uit Genesis 32. Ons lees vanaf vers 22 saam. Gedurende die nag
het Jakob opgestaan en sy 2 vroue, 2 slavinvroue en 11 seuns geneem en hulle deur die Jabbokdrif gestuur. Nadat hy hulle na die oorkant toe laat gaan het, stuur hy ook al sy besittings deur. Hy het daar alleen agtergebly. 'n Man het gekom en met hom gestoei tot dagbreek toe. Toe die man sien dat hy hom nie kon onderkry nie, het hy Jakob op sy heup geslaan, sodat dit uit die potjie spring. Toe sê die man, los my nou, die dag begin al breek. Uit asem sê Jakob, ek sal jou net laat gaan as jy my seën. Wat is jou naam, vra die man. Hy antwoord Jakob. Jou naam sal nie meer Jakob wees nie, sê die man vir hom. Van nou af is dit Israel, want jy het met God en mens geworstel en nie kop gegee nie. Wat is jou naam dan, vra Jakob hom. Hoekom vra jy my wat my naam is, antwoord die man. Toe seën hy Jakob net daar. Jakob het die plek Peniel genoem, want hy het gesê, ek het God in die gesig gekyk, tog is my lewe gespaar. Die son was besig om op te kom, net toe hy van Peniel af weggaan. Van toe af het hy gehink as gevolg van sy heup. Ek dink ons lees tot daartoe. Ja, ek kan maar die laaste vers ons net lees. Dis waarom die Israeliete tot vandag toe nie die heupseëning eet nie. Dit is ter herinnering aan wat daardie nag gebeur het. Nou ja, nou verstaan ek ook so hoekom daai vers nou nie so belangrik was vir ons teksgedeelte nie. Ken jy die see? Weet jy wanneer is dit veilig om in die see in te gaan en wanneer om nie? Ken jy 'n onstuimige see waar jy weet, bly uit die water uit? Ek dink ons almal het al sulke oomblikke gehad. Ons ken sulke tye ook in ons eie lewens, wanneer dit onstuimig is. Dit is nie aangenaam nie. En dis waar Jakob hom bevind in hierdie oomblikke. Die dinge van sy verlede het hom begin inhaal. Ons het sy storie al gelees. Dis 'n storie waarin hy mens en almal om hom gemanipuleer het, sodat hy op die ou ende sy wil kon kry. Hy het deur elke moontlike slinterslag het hy gekom waar hy gekom het, en nou het sy verlede hom ingehaal. Van hierdie dinge het hy al so met die tyd saam vergeet, soos hoe hy sy broer se eerste geboortereg verkry het, en hy het gevlug vir sy lewe. Dinge het nie vir hom te sleg uitgedraai nie, want hy gaan daarna na sy oom Laban toe, en daar gaan werk vir sy broer Laban, net om uit te vind dat sy broer Laban maar net so, of sy oom Laban, net so 'n skelmstreek in hom het, en hom op die ou einde verkil met die liefde van sy lewe. Hy werk toe op die ou einde 14 jaar, en hy kry sy oom terug, en nou is dit tyd om met sy verlede te gaan deel. Elkeen van ons het 'n verlede. Elkeen van ons het 'n kant wat ons diep veilig in 'n kas wegsteek, wat ons nie wil hê ander mense moet van weet nie. Dinge wat ons gedoen het, dinge wat ons gesê het, maniere waarop ons opgetree het wat ons weet, ons is eintlik maar 'n bietjie skaam daaroor. Maar tog was God se oog die heeltyd op Jakob, en op my, en op jou. God los ons nooit nie. God hardloop nie weg die oomblik wat ons van hom af weghardloop nie. Wanneer ek en jy sy naam oneer aandoen, raak dit nie sy karakter nie.
Miskien is jy een van daardie in ons gehoor vanmôre wat sal sê, ek wonder wanneer gaan die storm in my lewe nou uiteindelik 'n slag stil raak? Wanneer gaan hierdie onstuimige see waarin ek myself bevind nou bedaar? Want dit voel vir my partykeer of hierdie onstuimige see my enige oomblik teen die rotse gaan vasgooi. Ek het vir jou vanmôre goeie nuus. Want jy is nie enigste een met wie dit al gebeur het nie. Om die waarheid te sê, daar is 'n skare geloofsgetuies wat rondom ons staan en ons aanmoedig om by die eindstreep te kom. Hulle het dit al voor ons gemaak. Jy is nie uniek in jou omstandighede nie. En daarom kom die vraag wat ek hoop jy ook nou al oor nuuskierig is. Hoe hanteer 'n mens die stormseisoen van jou lewe? Hoe hanteer jy die nag voor die groot ontmoeting met jou broer Esau? Wat doen jy dan? Wat kan ons leer by mense wat stormseisoene ervaar het? En ek dink dat Jakob is een van hulle. En veral, wat kan ons by God leer wanneer hy mense ontmoet in hulle stormseisoen? Ek wil sommer 'n paar oomblikke met jou oor hierdie gedagtes kom deel. Want ek en jy kan geweldig baie by geloofshelde van die Bybel leer in hoe hulle swaar tye hanteer het. Ons kan so baie leer by daardie krisisoomblikke waarvan die Bybel vertel. En wat het hulle gedoen? Hoe het hulle gedink? Hoe het hulle gekies? Hoe het hulle opgetree? En hulle dan naboots. In Genesis 32 sien ons dat Jakob is besig om terug te gaan en sy ongemaklike dinge van sy verlede te gaan konfronteer. Want weghardloop het nog nooit gewerk nie en ons sien dit nooit beter as juis by Jakob nie. Iewers haal 'n mens se verlede jou in. En dit is nie noodwendig 'n slegte ding nie. Daar is wonderlike dinge te leer die oomblik wat jy gekonfronteer word met jou donker kant. En nou is dit sulke tyd vir Jakob. En niks kan vir Jakob voorberei van wat volgende gaan gebeur nie. Hy het probeer manipuleer soveel as wat hy kan. Hy het troppe beeste en skape vooruitgestuur om sy broer te paai. Hy het klomp van sy mense gestuur en gesê ek is nou Esau se slaaf. Op al hierdie maniere het hy probeer om dit te manipuleer, maar niks kan verander en niks kan beheer hoe Esau gaan reageer nie. En daarom stuur Jakob sy vrouens, sy kinders, alles wat hy besit, stuur hy weg van hom af. Gaan oor die rivier, gaan aan 'n kant toe, ek is alleen hierdie kant, want daar is tye wat jy dinge op jou eie moet hanteer. Daar is oomblikke wat jy alleen voor God moet staan. Die wonder van hierdie verhaal is, dat God ons dikwels daar ontmoet. Dat wanneer dinge op sy slegste is, dat God dan gereed is om met ons kontak te maak. Jakob kan nie manipuleer wat Esau môre gaan reageer nie, want die rou haat en woede waarmee hy weggegaan het intussen het God ook met Esau gewerk. En dit het plek gemaak vir berusting en aanvaarding. Iewers het vergifnis sy plekkie ook in Esau se hart kom skop. En dalk is daar iemand by ons vandag wat in Jakob of Esau se skoene is. Kom ons konsentreer 'n paar oomblikke op Esau. Daar was rou, haat en seer in jou lewe. Mense het jou te nagekom. Maar dit is 'n uitputtende ding om wrokke te koester en die heeltyd planne te moet beraam hoe jy ander mense gaan terugkry. Hulle gaan reg sien.
Hulle gaan uitsorteer. En ergens by op 'n plek kom jy waar jy moeg geveg is met hierdie negatiewe energie. Want negatiewe energie het 'n manier om jou siel te laat verdroog. En jy weet, dis tyd om te laat gaan. Dis tyd om hierdie gifgasse uit jou lewe uit te blaas en daardie persoon vry te spreek en te sê, gaan in vrede, want ek wil nie meer 'n gevangene wees met jou in my kop die heeltyd nie. En dit is nie 'n eenvoudige proses nie. Dis 'n moeilike, moeisame proses. Maar dit is 'n helende proses. Vir die van julle wat daarmee sukkel op hierdie stadium, wil ek vir jou sê, sterkte. Die Here is by jou. Jy's op 'n goeie plek as jy sê, dis die regte ding om te doen. Blaas die gifgasse uit en laat die bitter smaak van negatiewe energie gaan. Dit sal nie net jou help nie, maar ook al die mense rondom jou. En nou stuur Jakob sy vrou en sy kinders weg, want hy het altyd alles op sy eie probeer hanteer. En hy kan nie meer verder toelaat dat sy negatiewe keuses ander mense beïnvloed nie. Want dikwels is dit die mense, die naaste aan jou, wat die prys betaal. Wat daardie skadikolle mee moet saamleef. Daardie grou kant van jou. Hulle proe dit. Hulle leef dit. Hulle weet dis nie reg nie, maar hulle het jou lief. En hulle ly saam met jou. Vriende, en dan kom daar 'n verrassende draai in die verhaal, wat niemand van ons ooit kon voorsien nie, nie eens Jakob nie. Want so dikwels is dit ook my en jou storie, dat daar 'n verrassende draai kan kom in dit wat ons gedink het nooit kan oplos nie. Want hier in die dieptepunt van die gemors, waar ek vasgevang is, kom daar skielik 'n derde party na vore. Dit klink vir ons of die teks eers met ons praat oor 'n man wat uit die niet uitkom en met Jakob kom baklei. En dan later kom ons agter, maar dis nie net 'n man nie. Daar's iets meer as 'n man hierby betrokke. En nog later kom ons agter dat dit God is, want dit is God wat seën. En hierdie hele worsteling, is daar 'n paar dinge wat ons moet hoor. In jou donkerste oomblik sal God daar wees vir jou. Hou aan dit vas. In jou donkerste oomblik sal die Here by jou wees. Selfs in die dood. Johannes 14 vertel hierdie pragtige deel, waarin ek altyd vashou as ek dink oor lewe en dood. As Jesus sê, ek gaan weg, ek gaan vir jou 'n plek gereed te maak, en as ek jou plek gereed gemaak het, sal ek jou kom haal. Niemand anders nie. Sal ek jou kom haal. Die Here sal in jou donkerste oomblikke by jou wees. Die vraag is, dis nie of die Here by ons is in ons donkerste oomblik nie. Die vraag is of jy die Here herken in jou donkerste oomblik. Want dis gewoonlik wanneer ons so vasgevang is in ons eie ekkigheid, dat ons niks anders kan sien as ek en my probleem en my situasie nie. Maar dit is so krities belangrik dat ons oë sal ophef na die Here toe en sal besef dat hy is daar in ons donkerste oomblik. En daar's baie voorbeelde daarvan in die Bybel. Moses is 'n man wat sy naam op 'n plakkaat is wat sê dat hy is the most wanted man. Moordenaar. Hy vlug vir sy lewe en hy gaan bly in die woestyn, maar God het hom nog nie vergeet nie. God stap saam met hom en God is ook daar in die woestyn. En dan eendag ewe skielik terwyl hy sy skoonpa se skape oppas, dan kom hierdie krimineel voor sy donkerste dag. En dan is daar skielik 'n brandende bos en 'n God wat met hom praat. God los ons nooit nie.
Gideon is 'n bang man wat in 'n parskuip koring uitwand, die bietjie wat oorgebly het nadat dit alles gestroop was deur die vyand. En dan kom daar 'n engel na hom toe om vir hom te sê, dapper man. En jy dink dit is die absolute antitese van 'n dapper man wat hier voor jou staan, want hy's besig om weg te kruip om so bietjie die laaste koringkies bymekaar te maak, om nog 'n bietjie 'n broodjie te kan maak, en daar gaan sit hy maar weer in sy hoekie. Hallo dapper man. Vriende, daar is soveel verhale in die Bybel, maar nie een van hulle is mooier as die donkerste tyd wat daar vir ons vertel word van die geboorte van Jesus Christus nie. Dis 'n tyd nadat daar vir 400 jaar nie 'n profeet gepraat het nie. En dan word God mens in ons wêreld. En dit hou nie net op daar nie. Ons is so geneig om op te hou by die verhale van, Jesus het nou gekom en hy het nou gesterf vir ons sondes en ons het hom nou aanvaar en ons gaan nou hemel toe en daarmee is dit nou einde en verby. En dan dink ons, hier moet ek nou self suffer op my eie lewenspaadjie vorentoe. Maar ons vergeet dat die gelowiges daarna, nadat Jesus opgevaar het na die hemel toe, het hulle deur dieselfde prosesse gegaan wat ek en jy gaan. Petrus word gevange geneem, hy word in die tronk gegooi en hy verwag om die volgende oggend tereggestel te word, net om in daardie donkerste nag van sy lewe 'n derde party by hom te hê. Een wat inkom met 'n helder kleur in lig aan sy klere. En die tronk se deure gaan oop en hy word uitgehaal en hy gaan na die straat toe waar al die ander gelowiges saam bid. En as hy klop is hulle so verskrik dat hulle hom sommer net buite laat los staan en sê, hoorie, ek dink is Petrus wat hier buitekant is, ek weet nou nie wat om nou te doen nie. Ons het gebid dat hy moet vrykom, maar partykeer dan kan ons nie glo dat God vir ons gee wat ons voorvra nie. Daar is baie verhale. As ons eers met een begin en ons probeer die meeste van hulle vertel, dan gaan ons nie ophou vanaand nie. Ons gaan reg deurgaan. Vriende, en dit is die les wat ons vir mekaar moet gee vanmôre. Jou gemors is nie te groot vir God nie. Hy weet daarvan, hy skrik nie sy asem weg daaroor nie. Die vraag is nie of God by jou gaan wees in jou diepste nood nie, die vraag is net of jy hom gaan raak sien in daardie oomblikke. En ek hoop dat die Gees jou nou op hierdie oomblik oortuig om te sê, Here, ek wil U raak sien elke oomblik van my lewensdag. En nou wonder ek, as daardie genade oomblik aanbreek vir jou in daardie donkerste nag, en die derde party kom nou daar teenwoordig, hoe gaan jy reageer? Wat gaan jy doen wanneer die Here jou in daardie donker oomblikke ontmoet? Gaan jy dit aangryp soos Jakob en sê, ek sal jou nie los nie, ek sal U vashou en ek sal jou hou totdat U my seën? So hier is my vraag vir jou, as daar alles wat ek tot nou toe gesê het nie op jou van toepassing was nie, dan is hierdie nou jou oomblik. Hoe honger is jy na God? Hoe gretig is jy om sy stem te hoor? Hoe belangrik is hy in jou lewe? Wat sal jy doen om God se seënde hand op jou lewe te ervaar? Wat sal jy doen om sy teenwoordigheid met jou saam te dra van dag tot dag? Want dit is wat ek ontdek het in my eie reis met God. Jy sal altyd honger wees na iets. Jy sal altyd jou honger op 'n spesifieke plek gaan probeer stil. Of dit nou status is, geld, mag, dit kan net sowel God wees. Meer bereikbaar met beter resultate. Daarom moet ek jou vra vanmôre, waarvan is jou gedagtes vol van maandag tot Saterdag? Waarmee hou jy jouself besig?
Waaroor praat jy met mense? Want die gesegde is waar jou hart van vol is, sal die mond van oorloop, en dit wys waarna jy regtig honger is. Jy verkies om jou te versadig met daardie dinge waarmee jy jouself die meeste besig hou. Om jou honger te stil na God, moet dikwels een belangrike ding gebeur. Jy moet begin minder doen. Dit klink vir jou vreemd, nê? Nee? Ons is so geneig om te dink dat as ek die Here wil hê, moet ek iets meer doen. Jy moet iets minder begin doen. Jy moet goed waarmee jy jouself besig hou, los. Want jy het net 24 uur. Ergens moet jy iets los, sodat jy meer tyd met die Here kan spandeer. Dis 'n ruiltransaksie. Waar jou hart van vol is, die dinge wat jy toelaat om in jou brein in te kom, is die dinge wat op die ouene deur jou verteer sal word en deur jou mond sal uitgaan. Hoe honger is jy dat dit God sal wees, waarmee jou gedagtes vol sal wees. Jy hom sal oordink en sal deurmaal, en dat dit later die woorde word wat by jou mond uitkom. Want dit gaan iets wees. As dit nie God is nie, sal dit iets wees. So daarom hierdie belangrike vraag van môre, wat ek wil hê, en ek vra nou die Heilige Gees om hierdie vraag vir jou te laat herinner vir die hele week lank. Hoe honger is jy na God in jou lewe? En nou is die vraag, hoe maak ek hierdie honger na God wakker? As ek dit nie het nie, as ek nou vanmôre hier sit en ek sê, joh, dis ek daai, ek is so besig met my eie goeders van dag tot dag, ek dink partykeer nie eens aan God nie. Dit word partykeer 'n paar oomblikke wat ek gou-gou 'n gebedjie opsê en bietjie lees en daarmee is ek net weer besig met my eie ding. Hoe maak ek hierdie honger na die Here lewendig in my lewe? Dis seker die belangrikste vraag wat 'n gelowige kan vra. Die eerste ding wat ek graag met jou wil deel is, bid daaroor. Daar is enorme krag in gebed. Dis die een instrument wat die Here vir ons gee, wat ons direkte kontak met hom laat maak. Die almagtige God wat die hemel en die aarde gemaak het en die planete op hulle plekke gesit het en dit alles so gemaak het dat hier lewe op hierdie een planeet kan wees. En toe sit hy mense op hierdie een planeet en hy ken my tussen al hierdie 6-7 biljoen mense wat hier is, ken hy my naam en hy weet wat deur ek gegaan het en hy ken my als ins en outs. Hy wat alles gelaat gebeur het sodat ek op hierdie aarde kan wees en jy wil vir my sê dat die oomblik wat jy sy naam aanroep gaan hy nie hoor nie? Natuurlik sal hy jou hoor. Verseker sal hy jou hoor. Praat met hom oor hierdie honger. Vra hom, Here, maak my honger wakker. Laat die Gees my herinner. Vra ander mense om saam met jou daaroor te bid. Ons het 'n pragtige gebedsbediening in die gemeente. Gee jou gebedsbehoeftes deur na hulle toe. Sê, bid saam met my, dat my honger vir die Here sal groei. Ek wil nou vanmôre net 2 goedjies hieroor sê. Die een is, bid daaroor. Die tweede ene is, kry vir jouself ergens in die week 'n paar oomblikke waar jy gaan stil sit, jou foon in 'n ander vertrek neersit, jy alleen op jou gemaklikste stoel, nie met enige musiek aan nie, nie met enige TV's aan nie, niks by jou nie, gaan sit vir 10 minute stil en vra, Here, wys vir my hoe my honger na U kan groei. Wys vir my waar kan ek in my dag my honger na U ontwikkel. Glo my, die Here sal dit vir jou gee.
Dis die honger na God se nabyheid wat jou sal help om daardie oomblik raak te sien as hierdie derde party in jou donkerste oomblik by jou kom stil staan, met jou kom stoei. En dan moet jy jou lewe rangskik volgens dit wat in daardie oomblikke gebeur. Want daardie oomblik is soos manna uit die hemel. Jy moet hom nie mis nie. Gryp hom vas en smeek dat God jou genadiglik sal seën en by jou sal bly en sy seën op jou lewe sal gee. Gryp dit vas. Ek wil klaarmaak. Dan hier aan die einde van die verhaal, terwyl die dag breek, slaan hierdie goddelike besoeker vir Jakob op die heupseëning, sodat dit uit sy potjie uitspring. Nou dink ek by myself die eerste keer toe ek dit lees, regtig, moet die arme man nou beseer deur die lewe gaan? Is dit nou regtig nodig dat hy vir die res van sy lewe met 'n hink in sy stap moet loop? En toe dink ek later jare eers daaraan, aan 'n Paulus wat gesê het, vir 3 keer het ek gevra dat die Here die doring uit my vlees moet wegneem, en hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg. Ek weet nie of jy dit ook al gedoen het nie, maar ek het al oor baie sulke menslike goedjies vir die Here gevra, ag Here, vat dit weg, en Here, vat dat weg, en Here, maak my oë beter, dat ek nie met 'n bril hoef te loop nie, en Here, doen dit, en Here, doen dat. En ek kom by 'n punt waar ek dink dit is dalk baie keer deel van die seëning van die Here. Want Jakob het die res van sy lewe hierna, het hy elke keer as hy opstaan in die oggend met daai heup van hom, het hy geweet, ek het 'n ontmoeting met die Here gehad, die Here het my geseën, die Here het my ontmoet, en ek sal nooit in my lewe weer sonder hom wees nie. Daardie nag het Jakob se lewe verander, nadat God hom ontmoet het, en hy het nodig gehad om 'n letsel met hom saam te dra wat hom herinner het. Jy's myne, jy behoort aan my. Ek het jou losgekoop. Ek het vir jou betaal aan 'n kruis. Ek het vir jou 'n plek gereed gemaak. Jy het 'n spesiale plekkie in my hart. Ek sal jou nie los nie. Onthou my oral waar jy gaan. Dit het vir Jakob laat onthou dat in sy moeilikste oomblikke was God getrou. En met daai hink in sy stap kon hy vir elkeen wat met 'n vraag gestaan het, kon hy gesê het, onthou jy, onthou net, God sal by jou wees in jou donkerste oomblik. Daardie irriterende gebrek is baie keer 'n genadige teken dat God by jou is. Want daardie ding wat jy elke keer met 'n bril skoonmaak om net iets te kan lees, herinner jou dat God my raak gesien het, toe dit die nodigste was. Daai ore wat nie altyd meer wil hoor nie en roep vir 'n gehoorstukkie. God hoor my hart beter as wat ek ander mense kan hoor. Daardie pyn wat maak dat jy nie meer lekker kan loop nie en jy het 'n kierie nodig om te beweeg waar jy ook al kom. God is nader aan my as die pyn en hy is my stok en my staf, al moet ek deur die dal van doodskade weer gaan. So nou stap ons deur hierdie volgende week. En in hierdie oomblik waar ons gevra het dat die Here met ons sal besig wees, het daar nou 'n klomp goed gebeur. Die vraag is nie nou of God hier was nie, die vraag is of jy hom herken het terwyl hierdie ou gepraat het. Maar net vir ingeval jy dalk van dit vergeet het, wil ek vir jou 5 vinnige goed noem. Dit wat die Here vir my herinner het uit hierdie preek. 1. My geskiedenis diskwalifiseer my nie om in God se genade vasgevang te word nie. God het my lief.
2. My diepste, traumatiesste oomblikke, my donkerste tye, God sal daar wees. Die 3de gedagte. Ek kan vandag bid, dat die Here my sal help om hom raak te sien in die alledaagse van dinge wat in hierdie volgende week gaan gebeur. Hoe meer ek daaroor bid, hoe meer gaan ek dit ook sien. Ek kan ook ander mense vra om saam met my oor te bid. Want my honger na die Here is groot genoeg daarvoor. Die 4de gedagte. Ek moet die honger na God in my lewe aanblaas met 'n heilige vuur. Die Heilige Gees sal my daarmee help. En dan die laaste gedagte wat ek graag vir jou wil vasmaak. As jy hierdie week iewers rond beweeg en jy ervaar die Here, gryp die oomblik vas. Moenie dat die oomblik verbygaan sonder dat jy die seën daarvan in jou lewe ervaar nie. Amen. Hemelvader, baie dankie vir geloofshelde met 'n donker kant. Dat daar geloofshelde is wat ook hulle oomblik gehad het en wat dit vir ons opgeteken kon word waarin hulle U ontmoet het en hoe hulle lewens daarmee verander het. Ons besef dat die wonderwerk van Jakob se lewe het nie gebeur toe Esau hom ontmoet het en hom vergewe het. Maar dit daar die nag voor die tyd, toe hy met U gewortel het. En so wortel ons met U, en so is daar oomblikke wat U ons ontmoet in ons donkerste oomblik en ons sien U partykeer nie eens raak nie. Ag Here, vergewe dat ons partykeer so in ons self gefokus is, dat ons U nie kan sien nie. Ons wil in hierdie oomblikke net weer bewus raak daarvan. U is by my. U het my lief. U sal my nooit laat gaan nie. U sal my vashou. U sal my seën. U sal my dra, ook oor die drempel van hierdie lewe. Here, en ek besef net dat as ek nie U seën op my lewe het nie, dan mis ek so baie daarvan uit. Want daar is nog 'n week om te leef. En wat 'n vreugde is dit, om hierdie week te kan ingaan in die wete dat U saam met my stap, dat U my hand sal vashou, dat U my sal lei met wysheid, dat U my sal beskerm met U goddelike hand, en dat niemand my ooit uit U hand sal kan ruk nie. En vir elkeen wat dit vandag nodig gehad het, Here, wil ons vra dat U deur U Gees hierdie woorde in hulle harte sal laat bly leef, dat hulle dit sal oordink en sal laat rondskommel in hulle koppe, en dat dit hulle by stil oomblikke van vrede sal bring. In die naam van Jesus ons Here bid ons dit. Amen. Geliefdes, kan ons afsluit met 'n laaste lied, en dan sing ons lied 525. En dis 'n lied wat, sommer net 'n lekker katarsis lied is. 'n Lied waarin ons vertel van hoe goed die Here is. Here, hoe blymoedig en 'n dank oorvloedig maak U my die hart. U gee ons U seën, soos 'n milde reën, U vertroos in smart. Kom ons sing die eerste en die derde vers van hierdie pragtige lied saam. Amen.
Geliefdes, ontvang die seën van die Here, hy sal hierdie week by jou stap, elke tree wat jy gaan. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die teenwoordigheid van sy Gees by jou wees, elke oomblik. Amen.